Goeiemôre. Ek wil vir julle spesiaal welkom sê. Dis Palm Sondag. Julle sou gesien het die palms op die skerm en hier in die liturgiese ruimte. Hallo ook almal aan hierdie kant wat ek nie altyd so lekker sien nie. Is lekker om julle almal ook weer te sien. Ek dink ek het ingeval toe julle vakansie gehad het. So ek hoop julle het lekker uitgerus en is reg vir die nuwe kwartaal. Yes. O, gits. Ja. Jy is heeltemal reg, Anton, maar ons lees hom maar reg, né? Maar wanneer gaan dit verander word? Ons kan dit nie nou verander nie. Maar ons lees dit mos reg. Ons lees dit reg. Dankie, Anton. Ja, net vir enige verwarring, ons is in 2022. Terwyl ons sommer nou so praat oor Palm Sondag, by die kategese, so by die junior kategese gaan julle pakkies kry, die wat daar gaan wees, maar ek het ook 'n paar extras gemaak wat ek daar op die tafels neergesit het. Julle sal sien daar's 'n pakkie wat sê Palm na Paase. En dit is vir huisgesinne, maar dit is heeltemal gemaak met kinders, gesinne met kinders in gedagte. Maar enige iemand kan dit eintlik doen, dis baie oulik. So die gedagte is net dat jy elke dag dan ietsie het wat mens as huisgeloof saam kan doen. So ja, asseblief, as julle dalk kleinkinders het vir wie julle kan gee, families, of julle sommer self lus om bietjie daarna te kyk, is julle welkom. Die skakel daarvoor is ook in die nuusbrief gewees Vrydag, so as julle dit nie fisies wil hê nie, jy kan dit daardeur ook kry. Maar asseblief, julle is welkom, daar is extras daar op die tafel, en soos ek sê, as julle hier is en julle is in die laerskool, gaan julle in elk geval van dit kry om te doen. So, dis sommer net ietsie wat vir ons voorberei, om Paasfees te kan vier volgende naweek, want soos julle weet, vier ons dinge mos maar net beter as jy voorbereid is. Dink aan hoe lank sien jy uit na jou verjaarsdag. Ek weet nou nie, ons, as jy nou oor skoolgaande ouderdom gaan iewers, hou mens op om dit te doen, maar dink terug aan toe jy 'n kind was. Hoe lank het jy uitgesien na jou verjaarsdag en die lysies wat jy gemaak het van wat jy wil hê? Maak julle nog lysies? Dis hy? Ja, want hoe anders gaan mense weet wat jy wil hê? Dit is reg so. Ja, so 'n lysie is die beste, dan kry jy wat jy wil hê, né? So daai voorbereiding, dis waarvoor dit is, sodat ons onsself voorberei, soos Anton ook nou vir my gesê het. Paasnaweek is so 'n belangrike fees vir ons as Christene. Dis eintlik ons belangrikste fees as Christene. So kom ons doen moeite om onsself ook voor te berei van vandag af vir volgende naweek. Dan is julle welkom om daar deur die welweek te loer. Daar is die jeug kom weer aan die gang, maar ons gaan nou so 'n simpel stop en start hê nou hier aan die begin, want dit is nou, het ons vandag kom ons bymekaar en dan volgende week, dis nie dat ons nie kerk toe kom volgende weekie, maar ons gaan saam na die eredienste toe kom vir Paasnaweek. So ons gaan nie gewone jeug aktiwiteite hê nie, en dan die naweek daarna, dan kom ons weer bymekaar en dan is dit weer 'n lang naweek, maar ons gaan die naweke wat dit nie lang naweke is nie, is ons hier en ons is aan die gang met al ons gewone dinge. En dan kan julle asseblief daarso lees verder deur al die belangrike dinge, alles wat gebeur. Ons orrel vorder mooi, julle sal sien, hulle is nog bietjie besig daarmee, maar hy is aan die gang. Wienand het 'n orrel uitvoering wat hy nou nie by ons kan doen hierdie jaar nie, want ons orrel word aangewerk. Maar as julle lus het om te gaan luister weer na sy stasies van die kruis, dis vanmiddag. En dan is daar net ook 'n paar goed wat ek wil bysê, maar voordat ek dit doen, baie geluk ook aan Liesel Miller en aan Ina van Sail wat vandag van verjaar, so as julle vir hulle ken, asseblief wens hulle geluk. En dan is daar ook 'n woord van meegevoel vir Winnie Janse van Vuren, wie se suster oorlede is. Ons dink aan haar in hierdie moeilike tyd, en dan is daar nog 2 sterfgevalle wat ek net graag vir julle wil noem, want hulle was nou te laat gewees vir ons om te druk. Die eerste is Esther Kreer, julle sal haar ken en onthou, sy was altyd ons afloskoster ook gewees. Sy is Vrydagoggend oorlede.
So ons dink aan oom Koti en hulle kinders. En dan is daar nog iemand, Nikki Loupsher, hy was ook nou vir 'n hele rukkie siek gewees, hulle is van Paradyskloof, hy is ook oorlede Vrydagmiddag. So ons dink aan sy vrou Henriette, en ook aan hulle kinders en kleinkinders, wat ook nou hierdie verlies moet verwerk. Ek herinner julle dan net ook aan ons barmhartigheidstema vir April, so ons dink aan werklose mense, en ons dink ook spesifiek aan wat gaan hulle nodig hê om hulle teen die winterkoue te kan beskerm. So ons samel komberse in, reënklere, sambrele en natuurlik kos, altyd nodig. So as julle enige van daai goed dalk by die huis het of lus het om te gaan aankoop, asseblief bring vir ons in hierdie maand. Dan wil ek nou vir Leon vorentoe nooi. Ons het gedink, dis dalk net nodig om 'n slaggie net 'n bietjie te vertel waarmee ons besig is. Ons het besef, ons praat so baie dinge by die kerkraad en so nou en dan sê ons ietsie in die erediens, maar ons wil net graag nou 'n goeie tydjie neem, omdat Monty nou afgetree het en dinge het nou baie verander. Hoe gaan dinge nou vorentoe werk? Want ons is nou as 'n gemeente weer in 'n nuwe hoofstuk. Ek dink die vorige nuwe hoofstuk was toe ek 5 jaar terug hier gestaan het. Kan nie glo dis al so lank nie. So ja, ons wil net graag 'n bietjie met julle deel, waartoe is ons op pad, wat gaan aan, waaroor dink ons en ook natuurlik nooi om saam te dink. Dit is lekker om hier te staan vanoggend Sy aan. Daar sê, nou hoor julle my nou. Goed, vir die wat nie gehoor het nie, selfs so klein bietjie sagter, daar sê. Ja, ons gaan nie nou 'n derde leraar beroep nie, maar ek en Elzaan gaan lekker saamwerk en saam die gemeente bedien, saam met julle. Ons is en bly die Here se gemeente en elkeen van ons is deel van hierdie gemeente en daarom wil ons, glo ons, saam met julle daarin werk om steeds gehoorsaam te wees en 'n verskil te maak in Stellenbosch en tot aan die uithoeke van die wêreld. Ja, en gemeente wees gaan tog oor baie meer as net die eredienste en die saamkuier by die roosterkoekfees of rondom die potjiekos potte. Ons grootste taak is eintlik om uit te gaan in die wêreld en die sout en die lig te wees. En dit is die taak wat Jesus dan nou ook vir ons gegee het. So net daar waar ons is, waar ons woon, waar ons werk, waar ons skool toe gaan, waar ons speel, daarso is ons veronderstel om God se lig te skyn. So daar waar ons besig is om hande te vat met organisasies, daai goed wat ons insamel, dit gaan na mense toe en so probeer ons God se genade en liefde uitleef in hierdie gemeenskap waar ons is. En daarvoor het ons nie net dominees nodig nie, elkeen van ons is nodig om dit te kan doen. So hoe dinge vorentoe gaan werk. Nou, ons is in die gemeente opgedeel in wyke en ek was albei nou dis Brandwag en Dalksig, Kriekewil, hierdie area waar in die gemeente die kerkgebou geleë is. Monty was tradisioneel vir die seewyke verantwoordelik en ons het die seewyke nou net so gedeel hier met Van der Redestraat, so die gedeelte aan die oorde kant van Van der Redestraat val nou ook onder my en Elzaan, wie's jy? Ja, so ek is by die tradisionele B-wyke, so die wat nie geweet het waar die B-wyke is nie, dit is Paradyskloof en daai kant toe, en dan ook Brandwag aan rivier, so ek is nog steeds verantwoordelik vir daai area, maar dan ook vir die suidekant, so met ander woorde, ons het nou Van Redestraat so opgedeel dat die kant wat Paradyskloof is dan nou ook die kant waarvoor ek dan nou verantwoordelikheid gaan neem. So as jy in een van die buitewyke woon, so die buitewyke is nou tradisioneel wat nou nie in die gemeente se grense val nie. So die wat nou te jonk is dalk om grense te onthou, daar was altyd grense waar binne mense na gemeentes toe gegaan het.
As jy nie binne daai grense is nie, so een van miskien in Klein Welgevonden of so, dan is Leon jou verstekleraar. Die lekker ding in ons gemeente is egter dat ons nie rigied is hieroor nie. So as jy meer van Elzaan hou, ek sal nie hou nie. So jy kan ook enige dominee skakel wat jy wil om jou te besoek of om jou pastoraal te dien. As jy dink, ag nee, ek is nie nou lus vir Leon nie, bel dan vir Elzaan. Ja, asseblief, selfde andersom, julle is meer as welkom om ook vir Leon te skakel as julle in Paradyskloof op Brandwag aan die rivier, of selfs aan hierdie kant van die boord, dalk het jy nou gedink, ek bly nou aan die verkeerde kant van die boord, dis okay, bel die ander ene. Ons is heeltemal gemaklik om te kom besoek doen ook, enige een van ons, so asseblief, so as jy wil hê, ons moet kom besoek soos wat die tradisionele huisbesoek altyd was, of net te kom tee drink of koffie drink, ons albei hou van koffie. Leon is bereid om tee ook te drink, so nou en dan, vermoed ek, as hy moet. Maar ons is heeltemal bereid om ook te kom kuier, so asseblief bel jou of jou verstekleraar wat in jou grense is, of enige een van ons. Ons sal dan nog steeds huisbesoek doen en ons albei is verantwoordelik vir huisbesoek en dan nou grotendeels vir die area wat jy dan nou verantwoordelik is vir. Paar jaar gelede het ons gevra, lidmate moet aandui, wil julle by julle huise besoek word, of is julle gemaklik daarmee om self die dominee te bel, maar party lidmate het aangedui, ja, ek wil graag huisbesoek word, en dan het Monty of voor Monty Leon Fouché julle besoek. Nou ons gaan nog steeds dit doen, en ons wil nog steeds huisbesoek doen. Ons vra net dat indien u dalk aangedui het of aangedui het, nee, ek wil nie besoek word nie, maar van plan verander het, dat julle net die kerkkantoor skakel en sê, ek wil graag huisbesoek ontvang, sodat ons 'n register daarvan het, en sodat ons julle ook kan besoek. Ons wil dit graag doen. Ja, jy kan ook direk een van ons skakel, ook vir huisbesoek. Dit hoef nie so amptelik deur die kerkkantoor altyd te doen nie, maar asseblief sit dit daar ook, laat ons weet. Ons het ook nodig dat julle ons help, ons is saam 'n liggaam en dat julle ook die oë en ore sal wees van die liggaam. So as jy siek is of vir 'n operasie gaan, of as jy weet van jou bure, iemand wat jy ken, dalk familie van jou, of 'n geliefde aan die dood afgestaan het, as iemand nie vir ons sê nie, dan gaan ons ook nie 'n manier hê om te weet nie. Ons wil baie graag ondersteun in daai situasie. So asseblief, kom ons neem verantwoordelikheid ook vir mekaar en vir mekaar se sorg, en laat weet ons asseblief as jy weet van iemand wat in die hospitaal is, of as jy self dalk gaan vir 'n operasie, laat weet net vir ons of die kerkkantoor. Ek was Vrydagoggend by Bonnier vir 'n paastyd biduur daar saam met hulle, en een van die tannies sê toe, "Sjoe, ons het dan nou 'n lekker nuwe jong dominee." So ek het toe maar so geglimlag, so onder my masker, maar is lekker om daarom nog jong te wees of gesien te word as die jong dominee, terwyl Elzaan dan baie jonger as ek is. Maar ek is nou verantwoordelik vir die bejaarde bediening, alhoewel ek daarom ook nog 'n jong dominee is. So vir al die bejaardes, ek sal die rol oorneem wat Monty rondom die bejaardes vervul het, en by La Clemence en by Bonnier en by die aftreeoorde besoek aflê, u daar besoek. Daniel Lou is ook nog steeds verantwoordelik vir versorging en betrokkenheid by die Paradyskloof Villas, maar as u ook wil hê dat ek u daar moet besoek, is u meer as welkom. Dan is daar die sonderbrekers. Ons het al ons eerste byeenkoms weer gehad, nadat COVID ons so 'n bietjie gebreek het, maar ons het nou die brieke losgemaak, en daar sal elke kwartaal weer 'n sonderbrieke geleentheid wees. Verder by Bonnier het ons twee bidure elke maand. Ons gaan 'n bidure hê by La Clemence, en dan as u behoefte het en sê, Leon, ons wil graag 'n Bybelstudiegroep aan die gang kry, of ons het 'n Bybelstudiegroep, kom help ons, of waarmee ons ook al kan help in die bejaarde bediening, kontak asseblief vir my. Ja, en ek is nog steeds oorhoofsverantwoordelik vir die familie- en jeugbediening. So dit gaan aan. Ons wil wel graag in daai opsig ook ouers aanmoedig
om saam met hulle kinders eredienste by te woon. Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd besef dat alhoewel die kerk 'n sekere verantwoordelikheid vir ons kinders se geestelike en geloofsgroei neem, is ouers altyd die primêre mense wat hulle die geloof vorm by hulle kinders. So ons wil graag julle hande vat as ouers en vir julle help en sterk maak sodat julle daai belangrike rol kan vervul. En ons vier dan nou saam met julle kinders hulle lewe en soos hulle aangaan van hulle doopdag tot hulle eerste skooldag tot hulle laaste skooldag. Ons wil saam met julle deur daai proses gaan. Ons geniet dit ongelooflik baie om te sien hoe die kinders groot word. Ek sê nou die dag vir iemand, ek kyk nou hierso, al hierdie kinders wat hierso sit, het ek al gesien toe hulle kleiner ook was, en dis die eerste gemeente waar ek vir langer as 2 jaar is, en dit is vir my ongelooflik spesiaal om te sien hoe die kinders groot word. So asseblief, ek weet dit is nie net vir my nie, maar ook vir hulle leiers, hulle groepleiers wat saam met hulle die pad stap. So dit is ongelooflik lekker, en dit is wat ons as gemeente graag wil wees vir julle kinders. Die geluk is dat 'n gemeente nie net haar leraars is nie. 'n Gemeente is eintlik die lidmate. Dis die heel belangrikste om te onthou van gemeente wees, is dat elkeen van ons 'n rol het om te speel. Nou, ons het julle nodig. Die gemeente het julle nodig. Sonder die lidmate is daar nie 'n gemeente nie. In hierdie kwartaal en in volgende kwartaal gaan ons 'n stuk lentefeesgeleenthede hê waar ons weer op Vrydag gaan goeders voorberei en gaan verkoop. En ons wil elkeen vra om, as jy kan, kom help. Ons gaan 'n potjiekos geleentheid weer hê volgende kwartaal. So kom bied jou hande aan en kom raak betrokke by al die geleenthede. Ek wil self sê, as jy hou van tuinwerk, is daar 'n geleentheid om in die gemeente diensbaar te wees en die kerk se tuine te help netjies hou. Ons het altyd persone nodig by kleuterkerk of by die kategese of waar ook al. So kom bied jou hulp aan. 'n Gemeente is haar lidmate. Ek wil ook sommer op daai punt ook sê, amper namens Wienand, ons soek asseblief mense met musikale vaardighede ook. Ek weet dit is vir hom baie lekker as daar mense saam met hom hier voor is, en ons wil graag ook, dat jy hoef nie 'n meester sanger te wees of al jou klassieke gitaar vlak 6 te hê nie. Asseblief, Wienand is 'n baie goeie onderwyser, hy doen dit eintlik vir 'n lewe. So as jy 'n basiese vaardigheid het en 'n liefde om die Here te aanbid, asseblief praat met Wienand, laat weet vir my of Leon. Dit is ook 'n manier, 'n baie belangrike manier hoe jy ook ander in die gemeente kan bedien. Ons wil ook graag spesifieke behoeftes probeer aanspreek. Ons het verlede jaar 'n vraelys uitgestuur en sekere goed opgetel. So daar's 'n paar goed wat ons gaan probeer. Ons wil begin dalk met 'n paar informele eredienste soms. Vandag gaan so 'n begin wees, maar dis baba treetjies. En dan selfs 'n meditatiewe diens, so 1 keer 'n maand. So ons kyk op die oomblik na 12 Mei as 'n eerste geleentheid. Dit sal dan in die aande wees, in die week. En dan wil ons ook kyk na kursusse en groeigeleenthede, anders as net die eredienste. En ons hoef nie te dink, net omdat ons nou minder dominees is, dat ons minder kerk gaan wees en minder goed gaan doen nie. Ons is en bly die Here se gemeente, die Here se kerk, en ons maak saam 'n verskil saam met die Here. Die laaste ding van my kant af, ons wil graag ons gemeente se databasis net verifieer. Dat ons amper kan sê, wie is hier en wie is nie hierdie, wie is nog lidmate van die gemeente. So daarom gaan ons dalk vir u bel in die toekoms om net te vra, is jy nog 'n lidmaat van ons gemeente? So moenie skrik as iemand jou bel en dit vra nie. Ons moet dit wetlik ook doen. Ons het verlede jaar die proses gehad rondom die Poppy en die Paya wetgewing waar u moes aandui, ja, ons mag u data besit en ons mag dit gebruik en ons mag vir jou 'n e-pos stuur. Maar al die lidmate het ongelukkig nie gereageer op daardie oproep nie. So daarom gaan ons ook nou so af en toe vir u bel dalk of u bel en net vra die van u wat nie gereageer het nie, is jy nog 'n lidmaat hier by hierdie gemeente?
Ja, en ons wil dan asseblief vir julle ook nooi. Kom gesels met ons, laat weet vir ons, wat is julle drome, en dalk het julle vra, dalk wonder julle nog oor iets. Asseblief, kontak ons, kontak die kantoor, en dan gaan ons nou vir Leon verskoon. Ons het 'n verhouding met die VGK Reinse gemeente. Ons het so almal in die ring, het so 'n suster gemeente, en dit is ons gemeente met wie ons graag wil bande bou. En Andries Daniels, wat hulle predikant is nou vir 30 jaar in daai gemeente, né? So hy is nou al vir 30 jaar Reins gemeente se predikant, en hulle vier dit vanoggend. So Leon gaan namens ons dit gaan vier saam met hulle. En ja, hopelik gaan ons binnekort vir julle vertel oor meer dinge wat rondom ons en hulle en ons verhouding saam gaan gebeur. Meer geleenthede wat ons saam familie van Christus kan wees. Ja, baie dankie. Dit is 'n voorreg om saam met julle gemeente van die Here te wees, en ek sien uit daarna om ook Paasnaweek saam met julle te vier. So die van u wat nie weggaan nie, Vrydagoggend is ons Paasfees, erediens en nagmaal hierso op dieselfde tyd en dieselfde plek. Dankie, totsiens. Ek wil julle nou nooi om saam met my net vir 'n oomblik ook weer te besef wie ons genooi het om hier te wees. Dit alles wat ons nou oor gesels het, is nie afsonderlik van die erediens wat ons nou gaan hê nie. Ons het eintlik al klaar begin met die erediens. Ons praat oor die werk van die Here. Ons praat oor die een wat ons elkeen genooi het om hier te wees. Kom ons neem net gou 'n oomblik en besef net. Die lewende God het ons elkeen genooi en geroep om hier te wees. Om hier te wees, om gevoed te word, om weer te kan uitgaan in God se wêreld, die wêreld vir wie God lief is. Ek nooi julle om saam met my die volgende aanvangswoord te lees. Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. En sy liefde is daar geen einde nie. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Jesus Christus, U is die klip wat afgekeer is. Ons lê ons palmtakke en klere voor U neer. Loof die Here, want hy is goed. Ons bly net so sit en ons sing saam Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik U naam, soos ons nou voor U staan. U is verhewe, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Loof hom, loof hom, loof die koning en die Heer. Loof hom, bring aan hom die lof en eer. Heer, ons bring U die eer, U ons koning en Heer. Word verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Gemeente, genade en vrede vir julle elkeen, van die koning wat kom op die geleende donkie.
Ek lees graag vir ons 'n seën van Jan Richardson spesiaal vir Palm Sondag en ek gaan vra dat ons direk daarna gaan ons staan en die Here loof met 2 liedere. Blessed is the one who comes to us by the way of love, poured out with abandon. Blessed is the one who walks towards us by the way of grace that holds us fast. Blessed is the one who calls us to follow in the way of blessing, in the path of joy. Kom ons loof die Here. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom loof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom, ja hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolik, juig en sing, want al wat leef, hom dank en prys, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom, ja hom die hulde bring. Lof, prys die Heer, besing sy naam, die hele skepping juig. Laat almal saam om eer betoon, en voor die koning buig, en voor die koning buig, en voor, ja voor die koning buig. Jesus bring vreugde, redding en vreugde, hy het mens vir ons geword. Engele juig dit, herdes getuig dit, Jesus redder, Seun van God. Wyd oor die aarde kring sy behaag, hy kom vergewe, hy laat ons lewe, hy maak ons mense, kinders van God. Wyd oor die aarde kring sy behaag, hy kom vergewe, hy laat ons lewe, hy maak ons mense, kinders van God. Jesus bring vrede, hemelse vrede, al ons skuld het hy versoen. Nie meer verlore, wedergebore, deur sy gees wat wonders doen. Vry kan ons nader tot God die Vader, niks kan ons skei nie, niks wat ons lei nie. Hy is ons vrede, vrede wat bly. Vry kan ons
wat ons lei nie, hy is ons vrede, vrede wat bly. Hier bring vryheid, hier bring blyheid, hier wat mens verdien ons naam. Heerlijke gawes, eeuwig dade, grond van liefde, grond van macht. Eeuwige koning, u is die woning, hemel en aarde, rein nieuwe waarde. Hy is die Heere, hy maak ons vry. Eeuwige koning, ons is die woning, hemel en aarde, kry nieuwe waarde. Hy is die Heere, hy maak ons vry. Vandag op Palmsondag gaan ons ook weer die storie lees van Jesus wat op die geleende donkie in Jerusalem inry. Maar ek wil net gou 'n oomblik neem om net daai atmosfeer 'n bietjie vir ons te probeer skets. So kan ek net gehoor, wie was al by Nieuweland gewees? Nee, hier is al 'n paar, daar's hy. Of dis mos nou by Kaapstad Stadion, ek weet nie, was iemand al by die nuwe stadion gewees? Hey, hierso is mense wat al, hey, dis hy, okay. Ek was nou nog nie by die nuwe een gewees nie, ek was nou nog net een keer by Nieuweland gewees, nie groot op die rugby nie, maar dit was lekker. Maar hoekom is dit lekker? Hoekom is dit lekker om by 'n plek soos Nieuweland te wees? Hoe is die atmosfeer? Voel dit maar treurig, hartseer? Nee. Is dit lekker? Sou julle sê dit voel lekker? Ja, daar's hy. Hierso is daar 'n paar wat dit al beleef het, né? En dis lekker want daar's 'n groot skare mense en almal geniet dit, né? Daar's iets wat gebeur as 'n klomp mense dit geniet. Wie was al by 'n groot konsert gewees? Daar's hy. Dis dieselfde effek, né? Dis 'n klomp mense wat saam iets geniet. En almal raak eintlik opgewonde. Al was dit net 'n paar wat begin het, almal later beïnvloed mekaar. En hierdie atmosfeer, dit steek eintlik mekaar aan. So dit is amper in hierdie storie, wanneer Jesus in Jerusalem inry, moet ons eintlik daai tipe atmosfeer moet ons voel. Ons moet voel hoe hierdie mense regtig so ongelooflik opgewonde is. Onthou, Jesus kom daar aan, hy is 'n klomp van hulle se hero, se held. Hy het wonderwerke gedoen en hierdie stories het versprei. Al het hierdie mense nog nooit Jesus met 'n oog gesien nie, nog net sy naam gehoor, hulle het geweet presies wie hy is. Jesus was die ou wat water in wyn verander het, wat mense se siektes genees het, wat bose geeste uitgedryf het, wat allerhande dinge gedoen het wat mense nie gedink het moontlik is nie. En hier kom hierdie ou in hulle dorp in Jerusalem in. Dis nou eintlik hulle groot stad. So dit is nou amper, dink nou soos in die watter jaar was dit wat ons 2019 wat ons die wêreldbeker gewen het? Nou is ek alweer by die rugby. Daar's daar, maar dit lyk my is daar 'n paar mense wat dit volg. Maar dink nou aan toe hulle met die bus ingery het in die stede met die trofee, wie daai foto's gesien? Mens moes eintlik 'n video gesien het om dit regtig te verstaan, hoe opgewonde almal was, dat ons nou uiteindelik weer die wêreldbeker gewen het. Dis daai tipe effek. Jesus kom in Jerusalem in, en die mense is ongelooflik
opgewonde. Die woord wat hulle geroep het, hulle roep Hosanna. Ons het dit nou gesing ook, Hosanna. En die woord wat hulle roep, dit sê, dit gee vreugde oor, so hulle is opgewonde, maar hulle wys ook dat hulle hom op 'n manier aanbid. Hulle besef eintlik hy's meer as net 'n gewone persoon wat hier ingekom het. En wat Hosanna beteken eintlik letterlik is red asseblief. So hulle roep, hulle is opgewonde, maar die woord wat hulle sê is red asseblief. En dis 'n verwysing na Psalm 118 en ons gaan nog weer daaroor gesels net nou in die preek. Maar dis wat hulle gebruik het om Jesus te verwelkom, om te erken en te sê, hy is die een vir wie hulle gewag het. Jesus is die Messias, die redder, die een wat hulle situasie gaan kom verander. Nou om Jesus te loof en te prys, beteken om hierdie gevoel van dankbaarheid, want ons het tog ook dankbaarheid teenoor die Here, om aan dit te kan uiting gee. Dit is mos hoe ons vir die Here loof en prys. Wat jy voel en dink oor Jesus, dit raak sigbaar en hoorbaar in jou lewe, in hoe jy kies om te lewe. So, voordat die kinders uitgaan, wil ek gou hê, sê gou vir iemand daar naby jou, op watter verskillende maniere, dink julle, kan jy as persoon vir Jesus vandag loof en prys? Ek gaan vir julle so 2-3 minute gou gee. Julle mag nou gesels, dit is nou die idee. Goed, ek hoop almal het nou lekker gedink oor hoe hulle die Here gaan dien vandag en het gedeel. En dan wil ek nou vir die kinders 'n geleentheid gee voordat dit nou heeltemal ons uit tyd hardloop vir julle. Kom ons seën ons kinders, dat hulle ook nou daar in die saal gaan hulle aangaan en hulle gaan nou verder gesels oor wat ons Vrydag gaan vier met Jesus wat sterf. So kom ons seën ons kinders. Familie van Christus, wat is julle gebed vir hierdie kinders? Die Here by julle wees. Mag die woord van God groei in julle harte. Gaan in vrede. Dankie Janko. Julle is welkom kinders. Ons gaan lees uit Lukas, so as julle so lank terwyl ons die kinders 'n kansie gee om by die saal te kom, kan julle so lank vir Lukas soek. Gelukkig, as ons in die evangelies bly, is dit mos redelik maklik om dit te vind. Ons gaan lees uit Lukas 19, vers 28 tot 40, en dis Lukas se weergawe van Jesus wat inkom in Jerusalem. Maar terwyl ons die Bybels so oop het daar, kom ons neem net 'n oomblik en fokus net op die een wat met ons praat deur die woord. Here God, ons wil vir U dankie sê vir die voorreg wat dit is om vanoggend hier te sit, saam met medegelowiges, met U woord, wat in 'n leesbare taal is vir ons om te kan verstaan,
U woord wat vandag nog, al is dit so oud, vandag nog deur U lewende Gees geïnspireer word en lewend geblaas word, sodat ons iets nuuts kan hoor daarin, ook vandag, ook in 2022. Here, ons vra dat U ons harte en ons ore sal oopmaak vir dit wat U vanoggend vir ons elkeen wil sê. En Here, miskien is dit een woord, een sinnetjie, dalk 'n beeld, dalk iets wat U vir ons beplan het. En vir elkeen iets anders. Here, ons prys U ook daarvoor dat U met ons elkeen praat, soos wat ons dit sal verstaan. En Here, maak ons ook gereed om anders ook hier uit te stap, as hoe ons ingekom het, want Here, U Gees bly besig met ons. Dankie dat ons ook kan weet, dat U vandag met ons praat en nog in ons werk. Amen. Ons lees saam in Lukas 19 van vers 28 af. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Toe Jesus naby Betfage en Betanië teen die Olyfberg kom, stuur hy 2 van sy disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkie vol vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. As iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so antwoord: die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, het daarheen gegaan en het aangetref net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkie vir losmaak, vra sy eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkie vir los? Hulle het geantwoord: die Here het hom nodig. Hulle het toe die donkie vol na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkie vol gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle boklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hy al naby die afdraande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: geseënd is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Sommige van die fariseërs in die skare het egter vir Jesus gesê: meester, berus by u disippels. Maar hy het geantwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Ons gaan net tot daar lees vanoggend. Die hele Lukas evangelie kan eintlik gesien word as 'n reisverhaal waar Jesus heeltyd besig is om te reis. En die plek waarheen hy heeltyd op pad is Jerusalem. En natuurlik, dit wat gebeur in Jerusalem met Paasnaweek. Dis waarom Lukas se skrywer ook die heeltyd vir ons so plekke aandui en hoekom ons begin ook al in vers 28 hier lees, want dit is baie belangrik dat hulle nou baie direk op pad is na Jerusalem. En dan sê hy ook dat hulle is nou naby Betfage en Betanië. Nou hulle sê, die mense wat nou weet hoe die geografie daar werk, sê dat dit omtrent so 1,5 km buite die stad Jerusalem is, wanneer hulle op hierdie punt kom. En dis waar die pad begin afdraand gaan, na die stad toe. So dis eintlik amper daai laaste stukkie. Nou ek het my hele lewe lank al hard probeer om 'n drawer te wees. My pa het al 2 keer die Kamerads klaar gemaak en 'n hele paar ander maratonne en my sussie het WP in landloop. So dit moet iewers dalk ook in my wees, maar my drawery het nooit lekker van die grond af gekom nie. Daar was wel 1 jaar wat dit goed gegaan het en ek en Freddie het 'n lekker paar funruns gedoen, hierdie 5 kilometer hardlope. En ek onthou altyd die gevoel wanneer jy by daai 4 bordjie kom, want dan weet jy nou dis die laaste kilometer. Nou ek weet nou die mense wat ver draf, maratonne doen en soos my pa, dink nou 5 kilometer, ag, dis net die opwarming. Vir my was dit baie ver. Okay. So wanneer ek daai 4 bordjie gesien het, dan was dit so bittersoet gevoel geweest. Dit was so, dis die laaste kilometer, maar dit was ook, dis nog 1 kilometer.
En dis amper wat ons het op Palm Sondag, wanneer ons nou dink oor hierdie reis van Jesus en sy disippels, maar eintlik spesifiek vir Jesus, want Jesus weet wat voorlê. Sy disippels weet nog nie lekker presies wat oor 'n week gaan gebeur nie. Maar Jesus weet, hy's nou op die afdraande pad. Hy's nou op daai laaste kilometer voor Jerusalem. Daai laaste week voor sy dood, voor hy moet sterf aan 'n kruis. Ja, ook voordat hy moet opstaan en weer lewe natuurlik, maar dit maak nie die kruis minder moeilik nie. En dis 'n moeilike pad wat hy nou moet stap. So in daai laaste kilometer kry ons aan die een kant hierdie skares wat opgewonde is omdat hulle held sien, hulle sien vir Jesus, hulle sien die ou wat mense gesond maak en hoop weer vir hulle bring. Maar ons weet ook, ons wat die res van die storie ken, voel ook amper daai senuweeagtigheid, daai angstigheid van wat nog voor lê. En ons is nou letterlik en figuurlik ook in ons kerkjaar is ons nou in daai laaste kilometer voor Jerusalem. Ons is nou op die vooraand van Groot Lydensweek en 'n week voor Paasnaweek. So hierdie verhaal van Jesus se intog in Jerusalem, dit word ook in die ander evangelies vertel. Dit word vertel in al 4 evangelies en soos met verlede week se teks, die van julle wat dit gehoor het, wat ons gekyk het na Jesus se salwing in Betanië wat ook in al die evangelies vertel word, is dit belangrik dat ons nou ook vra, wat maak Lukas se vertelling dan nou spesiaal? Want dis nou die ene wat ons vandag lees. Wat probeer Lukas spesifiek vir ons vertel? So dadelik sou julle dalk opgeval het dat die hosannas is nie daar nie. Hulle praat ook nie van die palmtakke nie. En dit is heel waarskynlik omdat Lukas sy evangelie nie vir Jode geskryf het nie. Lukas het geskryf vir mense wat uit ander tradisies uitgekom het, heel moontlik Grieke en Romeine wat gelowiges geword het. So vir hulle sou die hosannas en die palmtakke nie die simboliese betekenis gehad het wat dit vir Jode gehad het nie. Maar dit maak nie die belangrikheid en die betekenis daarvan minder belangrik nie. Die palmtakke en die hosannas het verwys na die profesie in die Ou Testament, in Sagaria, dat die koning sal kom op 'n donkie. So die Jode sou dadelik geweet het, as hulle die palmtakke en die donkie sien, waaroor dit gaan, maar dit sou nie soveel saak gemaak het vir ander gelowiges en daarom het Lukas dit heel waarskynlik uitgelos. Ons vind wel steeds verwysings na Jesus as koning. Nou, dit is baie belangrik vir Lukas, hierdie titel van Jesus as die koning. Geseënd is die koning, hy wat kom in die naam van die Here. En dit word aangehaal uit Psalm 118, soos wat ek gesê het. Hier's verskriklik baie terugverwysings sal julle sien na die Ou Testament toe, en dis baie belangrik. Psalm 118 was 'n pelgrimslied. So dit was ook 'n lied wat gesing is wanneer mense op pad was. Dit was wat pelgrims doen, hulle is op pad. So mense het dit gesing wanneer hulle gegaan het na die tempel in Jerusalem om te gaan aanbid, of wanneer 'n koning gekroon word. So beide is baie belangrik en baie interessant ook in hierdie spesifieke situasie. So dis baie belangrik vir Lukas om te besef dat Jesus eintlik, dis 'n tipe van 'n kroning en 'n bevestiging van Jesus wat 'n koning is, want 'n ander ding wat vir Lukas deur sy hele evangelie baie belangrik is die koninkryk van God. Ons lees verskeie verhale, verskeie gelykenisse in Lukas se evangelie waar Jesus praat oor die koninkryk van God. Die koninkryk wat soos 'n mosterdsaadjie is ook in die Lukas evangelie. Al daai stories. So die koninkryk en die feit dat Jesus 'n koninkryk bring van God is vir Lukas uiters belangrik. So, kom ons dan nou by die kruks van die saak van Palm Sondag vir Lukas. Hierdie koninkryk en hierdie koninkryk se koning. Hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie koning en hoe lyk hierdie koninkryk?
Nou, hoekom was die mense so opgewonde om vir Jesus te sien daai dag? Hulle het nie geweet wat kom nie. Hulle het gesien die donkie, hulle het die palmtakke, hulle het geweet Jesus is die Messias. En hulle het natuurlik die liedjie gesing, Psalm 118 wat gesing is met die kroning van konings. Nou die antwoord is eenvoudig. Bevryding. Hulle sing Hosanna. Hulle sing red ons asseblief. Hierdie mense is hulle onthou hulle situasie, hulle is ook in 'n kerkjaar van soorte. Hulle is ook 'n week voor die Pasga. Dis hoekom Jesus en sy disippels, onthou hy was 'n Joodse rabbi, so hulle was op pad na Jerusalem toe om die Pasga te vier. Dis dan nou dieselfde naweek as ons Paasnaweek, wat ook natuurlik baie belangrik is. So hierdie Pasga was 'n viering van hulle voorvaders en moeders wat bevry is uit slawerny in Egipte. So dit is hulle viering wat hulle in hulle kop het, is bevryding. Veral politiese bevryding ook. En onthou, op daardie oomblik wat Jesus inry in Jerusalem, is hulle onder 'n ander tipe onderdrukking. Darm nie slawerny soos in Egipte nie, maar steeds onderdrukking. Die Romeinse ryk was redelik in beheer gewees daar, en dit was nie 'n lekker ryk om in beheer te hê nie. So, hulle het hierdie verwagting gehad, dat hierdie koning, wat al geprofeteer is oor in die Ou Testament, gaan kom, en hulle kom bevry. So hulle sing Hosanna, red ons, asseblief. Maar ons weet, dis nie heeltemal hoe die storie uitdraai nie. Maar heeltyd in hierdie verhaal kry ons hierdie vergelyking amper, tussen Jesus en die Romeinse ryk, tussen God se koninkryk en die Romeinse ryk. Op hierdie dag sou daar heel moontlik nog 'n prosesie gewees het aan die ander kant van Jerusalem. So Jesus het ingekom aan die ooste kant, daar sou aan die ander kant, aan die weste kant, sou Pilatus, wat ook later 'n groot rol speel in Jesus se storie, en ons ook in 'n vorige teks, ek dink so 2-3 weke terug, was Pilatus en sy gewelddadige en bloeddorstige maniere ook deel van die teks gewees. Hy was aan die ander kant ook besig om in te kom in Jerusalem in, ook met mense wat hom toegejuig het, maar dit sou heel wat anders gelyk het. Jesus ry op 'n donkie, let wel 'n vul, wat niemand al ooit op gery het nie. So, nou, ons weet mos nou, donkies het mos nou nie 'n goeie, hoe sal mense dit nou sê, track record as dit nou kom by gehoorsaamheid nie. So steek soos 'n donkie is 'n Afrikaanse idioom. So hulle het nie geweet wat die donkie gaan maak nie, maar dis die ene wat Jesus kies, want hy moes vir die profesie se vervulling. So Pilatus sou ingekom het, heel moontlik op 'n strydwa met 'n perd en met swier en prag en allerhande blink dinge en wapens, en dit sou fantasties gelyk het daar aan die ander kant, waar Jesus kom in, hulle gooi klere op hom sodat voor hom, dat hy nie vol stof raak nie. En ons palmtakke en allerhande, hulle sê hulle het ander takke ook, in een van die ander evangelies ook ander takke afgebreek om sommer net vir Jesus toe te juig. So dit sou 'n redelike rowwe triomftog van Jesus gewees het. Dit sou nie so baie geblink het soos Pilatus se nie. Maar dis juis die punt. Dis juis wat ons hier moet sien, is hierdie teenstelling tussen hierdie Romeinse ryk en die koninkryk van God. En dan is daar 'n woord wat nogal vir my uitgestaan het, 'n woord wat ons ook sien met Jesus se geboorte, wat die engele sing, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Vrede, dis iets wat die mense sing, hulle sing vir vrede. Nou die Romeinse ryk, baie interessant, het ook geglo, hulle bring vrede. Nou, hulle vrede was redelik na aan hoe Rusland hulle vrede op die oomblik verduidelik. Die Romeinse ryk het vrede gebring deur met wapens vir mense vreedsaam te maak. Jesus se vrede lyk anders. Jesus se vrede is 'n vrede van liefde, van genade. 'n vrede wat mense sien wat eenkant staan,
'n vrede wat mense weer deel maak van die gemeenskap wanneer hulle uitgesluit word. Die fariseërs wat vir Jesus sê, asseblief kalmeer net hierdie mense, sê net, bring hulle net onder beheer. Hulle probeer ook vrede kry daar in daai situasie, maar hulle probeer eintlik maar net die Romeine. Hulle wil nie hê die Romeine moet inkom en met hulle wapens in die vrede kom maak soos wat hulle dit wil hê nie. Dis 'n vrede met vrees. Die fariseërs het in redelike vrede geleef en die Romeine het redelik ruimte gegee vir die Jode van daai tyd, maar dit was 'n vrees aangedrewe vrede. Wat Jesus in God se koninkryk kom beloof is 'n vrede wat nie deur vrees oorheers word nie. Dis 'n vrede wat net God kan gee. Dis 'n vrede wat ook nie beheer word deur ons omstandighede nie. Dis 'n vrede wat baie dieper gaan as dit. Dis 'n moeilike vrede om altyd te hê. Maar wanneer ons eers daai vrede beleef het, dan weet ons dat ons niks anders wil hê nie. En dis die vrede wat Jesus kom beloof. Wat hierdie anderste vreemde koning wat kom op 'n geleende vol donkie vir ons kom aanbied. Kom sê, as ons bereid is om hierdie vrees prys te gee, om die vrede wat daai vrees bring, prys te gee, dat hier is iets anders. God se koninkryk is anders. Maar dis iets wat ons moet proe. En dis wat Jesus gaan doen en kom doen het met Paasnaweek. Is om hierdie vrede vir ons moontlik te maak. Ja, ons wêreld is alles behalwe 'n vreedsame plek. Die afgelope week, die nuusstories in ons eie land het my diep omgekrap en ontstel. So vrede is 'n ding wat ons diep nodig het. Maar nie 'n vrede wat ons net kry uit vrees uit nie. 'n Vrede wat ons regtig gaan verander. En dis ons werk. Daai sout en lig wat ons geroep is om te wees, dis ook om hierdie vrede van God se koninkryk te bring. En dis 'n anderste vrede. Dis 'n vrede wat Jesus kom gee. So wanneer ons nou in hierdie week ingaan, wat ons voorberei vir Paasfees, voorberei om ook die kruis te sien, maar ook die leë graf, mag ons ook onthou dat hierdie koning wat ons vier, hierdie koninkryk wat gaan aanbreek en wat deurgebreek het, toe hierdie koning die dood oorwin het, mag ons onthou dat daai koninkryk wel al hier op aarde is. Dis gebroke, dis in stukkies, maar dit is al hier, want die dood is reeds oorwin. Dis die hoop wat ons bring. Dis die hoop wat hierdie koning bring. Mag ons in hierdie groot lydensweek, maar ook in die Paastyd wat kom, mag ons besef, dis ons geskenk. Ons as Christene, ons as volgelinge van hierdie vreemde koning, dis ons geskenk aan die wêreld, om hoop te bring, dat 'n ware, diep vrede moontlik is. Ons bid saam. Here, ons leef in 'n wêreld waar vrees dikwels oorheers, waar in elke storie wat ons lees in die koerante, op die TV sien, op sosiale media sien, waar die stories of vrees in ons aanwakker, of wat mense sê vrees aanwakker. Here, ons wil kom bid vandag, daar waar ons saam met die mense langs die pad eintlik in Jerusalem wil skree en sing, Hosanna, red ons. Here, want ons weet, U het dit al gedoen en U kan dit doen, maar Here, ook omdat ons so moedeloos raak,
vir die wêreld rondom ons waarin ons soms vasgevang is. Maar Here, ons roep en sing Hosanna ook met die vooruitsig van 'n leë graf. Ook met die wete dat U 'n hoop en 'n vrede bring en reeds op 'n manier bewerkstellig het in hierdie wêreld wat vir ons so donker dikwels lyk. Here, ons bid dat U ons oë sal oopmaak. Here, dat U ons sal help om regtig deur U oë te kyk en te sien waar daar reeds hoop en lewe is. Here, mag ons draers word van U hoop, U vrede in 'n wêreld wat dit so nodig het. Here, mag ons U, die vreemde koning op die geleende donkie, Here, mag ons agter U aanloop en mag ons bring vir die wêreld dit wat U met elke voetspoor, met elke tree neergesit het toe U 'n mens was hier. Here, dankie vir die ongelooflike voorreg om U te kan volg, vir die voorreg om 'n ander boodskap te kan bring as die wêreld se vrees. Dankie dat ons 'n boodskap van liefde en genade en versoening kan bring. Amen. Daar's nou 'n geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Geef ons klein geloof, bekleed ons met standvastigheid aan U ten volle toegewyd. Ons leef om U te loof, ons leef om U te loof. O God, so groot in heerlikheid, U roep ons ook vandag. Gee ons ook nou gehoorsaamheid, U krag vir ons werklikheid. Gee ywer elke dag. Gee ywer elke dag. Ek wil julle graag nooi om nou saam met my te staan en die slotlied te sing. Laat Heer U vrede deur my vloei. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar haat is
laat ek waar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, deur my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Gemeente, mag julle in hierdie lydendweek opnuut die oneindige genade van ons Here Jesus Christus ontdek. Die groot liefde van God ervaar. En in die gemeenskap die Heilige Gees hierdie lydensweg stap tot by die kruis en die leë graf.